Met wie praat ek op Sondag aand en baie welkom by my allereerste podcast van 2025. Dit is nou die 3de jaar waarin ek besig is om wonderlike gesprekke te hê met my Facebook vriende. En ek het regtig al insiggewende en inspirerende gesprekke gehad en mense wat ek dalk nie so goed geken het nie, sommer baie beter leer ken. Maar ek wil vandag veral baie dankie sê vir my klein groepie Patreons wat my so getrou finansiëel ondersteun. Julle het geen idee wat dit vir my beteken dat daar mense is wat dit wat ek doen so na waarde skat dat hulle bereid is om ook geld daarvoor te gee nie. Dit is nie baie geld nie. So as jy dalk hierdie jaar nog iets wil ondersteun, 'n goeie doel, miskien kan jy dit dalk nog by jou belasting aftrek, wie weet. Dink daaraan om 'n lid te word van my Patreon blad. Gaan kyk op my Facebook bladsy, daar het ek die skakel na my Patreon blad toe en word 'n lid. Jy kan altyd weer stop as dit nie meer werk nie. Maar die waardering beteken vir my oneindig baie en dit beteken ook dat ek nog steeds die podcast kan aanhou. Vandag gesels ek met 'n wonderlike vrou. Baie van julle sal haar ken, Elise Parker. Sy was baie lank die trooststaande verhuisgenoot gewees, maar sy is ook 'n baie bekende joernalis en natuurlik skryfster. Sy skryf wonderlike boeke. Ons gesels veral oor haar groot passie. En dit is die natuur en die dierelewe daar buite en veral wat ons gaan moet doen om dit te kan behou vir die nageslag en om seker te maak dat bepaalde spesies sal bly voortleef. Luister saam met my na hierdie gesprek en maak solank planne van wat jy gaan doen in hierdie nuwe jaar om 'n klein steentjie by te dra tot die voortbestaan van ons planeet. Lekker luister. Die kwaliteit van die klankopname is nie oral ewe goed nie en daarvoor wil ek groot ekskuus sê. Ek is seker dat jy nog steeds die gesprek goed kan volg, selfs al gaan dit soms 'n bietjie hobbelrig met die geluid. Dit is vir my 'n oneindige vreugde om met jou te praat en baie geluk met jou nuwe boek. Baie dankie Sonet. Vir my is dit 'n absolute vreugde om met jou ook te gesels. Ek sit so hier en dink, ek stel vir my voor wat jy is, as ek net dink aan al die wonderlike reise wat jy wel daar in Nederland onderneem, dan dink ek altyd, jy kuier nou weer hier, of jy kuier nou weer daar. Ek het 'n dogter gehad wat so 3 jaar in Amsterdam was, maar ek kon nooit die geleentheid te beurt geneem het om by haar 'n draai te maak nie. So ja, ek koekeloer maar hoe jy toer. Die dogter in Amsterdam, is sy nou waarna toe het sy nou geskuif? Waar woon sy nou? Sy is nou in Kaapstad, net. Sy is 'n navorser op aansteeklike siektes, so sy was nou lank in Amerika ook gewees. Sy het gewerk op meestal van die COVID werk, so sy is 'n navorser. Hulle noem haar eintlik 'n pandemiese speurder. So sy moet daai eerste mense opspoor, jy weet, wat eintlik met die pandemie begin het, jy weet, en daarvandaan kan hulle dan die sirkel so 'n bietjie nouer trek, net om te kan kyk hoe gou kan hulle verhoed dat 'n epidemie 'n pandemie word. Sy werk nou baie in Afrika, so sy het nou gewerk met die Mpox uitbreek en die laaste uitbreek wat sy nou mee gewerk het, was die Marburg koors. Wel, my hoop is op haar gefestig, hoor. Ek moet vir jou sê, al hierdie pandemiese dinge maak my maar 'n bietjie bangerig. So dis goed om te hoor dat daar die jeug daarmee besig is. Definitief. Jy het lank in die Kaap gewoon, maar nou is jy op die oomblik nie daar nie, né? Jy woon nou in Pretoria.
Ek is in Pretoria Salet, 'n baie aangename plek. Ek het in die 80er jare het ek hier my tande gesny as 'n joernalis by die Transvaaler. Ek is nou 64 jaar in ons media revolusie, weet is daar soveel ouderdomsdiskriminasie. En toe ek die geleentheid kry, ek het my hele loopbaan begin in gemeenskapsjournalistiek. Ek is nou vir 8 jaar lank weer besig met gemeenskapsjournalistiek. En toe hierdie wonderlike vreugde oor my pad kom om betrokke te kom raak by 9 koerante aan die gemeenskapsjournalistiek kant by die Pretoria Record het ek dit aangegryp. So, wat beteken gemeenskapsjournalistiek? Dit vir ons beteken dit dat 'n spesifieke gemeenskap word bedien deur 'n klompie joernaliste. Ons is 9 koerante hier. So ons het 'n hele klompie areas, daar's Pretoria Oos, daar's Pretoria Noord, daar's Centurion en dan kry jy 'n verantwoordelikheid om die mense in daai gemeenskap te leer ken en hulle te bedien. So ons het gewoonlik so 'n bietjie harde nuus op die voorblad en dan het ons 'n bietjie sagter nuus. Maar ek skryf oor al 9 koerante, meestal sagte nuus, maar ja, ek hou darem my oog so op die breeknuus. So ons het 'n baie lewendige aanlyn blad met meer as 1 miljoen trefslae 'n maand. So ja, ek is darem besig daar ook. Want ek wou nogal gevra het jy darm 'n beat? Jy weet gewoonlik het jy mos sulke beats. Weet jy nee, dit hierso is dit waar die nood is, maar ja, omdat my sterkpunte is my omgewing en dan ook sagte nuus soos goeie profiele en dan natuurlik al die kultuursake. Maar ja, ek dink ek is meestal hier ook vir my kontakte in terme van die kultuursake, maar definitief ook die omgewingsake. Ons het maar min renosters, jy weet dis waar my liefde is. Hier in Pretoria ons het een van die wêreld se baie bittermin binnestedelike reservate, Rietvlei. In die Rietvlei reservaat is daar darem 'n jagluiperd in Josie waarin ek baie belangstel en haar lewe al so 5 jaar lank volg. Sy is een van die wonderlikste jagluiperdma's in Suid-Afrika. In Suid-Afrika op die oomblik 'n fantastiese jagluiperd projek waar ons probeer om al die DNA van die paar luiperds wat daar oor is, want hulle is 'n bedreigde spesies in Suid-Afrika, om die DNA te versprei reg oor die land. En Josie is een van die ma's wat jaarliks omtrent 5 welpies in die lewe bring, wat dan nou so uitgeplaas kan word na van die reservate. 'n dierbare jagluiperd en 'n wonderlike jagter. En sy leer dan nou ook al welpies om behoorlik te jag. En dan het ons in hierdie binnestedelike reservaat, het ons die enigste 3 binnestedelike renosters wat nie in 'n dieretuin is nie. Wow. Ja, so ja, baie raar, maar weet jy, oor hulle wil ek natuurlik nou niks artikels doen nie, want ek is baie bang vir die stropery wat wel kan plaasvind. Ja, want dit is die groot ding. Nou, ek sien partykeer sien ek dan ook foto's op Facebook van mense wat dan iewers was en foto's opsit en dan dink ek is vas oortuig daarvan dat die reservaat vir julle gevra het om nie foto's op te sit nie. En hier sit julle alweer foto's op. Dit is 'n moedelose saak, né? Dit is gevaarlik, Celine, want jy weet, dis nie te sê dat alle renosterstropers Afrikaans kan verstaan nie, want ek skryf maar meestal my omgewingsstories in Afrikaans. Maar ja, weet jy, ek sê altyd 'n mens moet veilig speel. So jy weet, as ek renosterverslaggewing doen, is dit sonder dat ek enige plekke aangee, maar dikwels kan mense ook, ja, via die internet kan jy selfs met 'n foto kan jy dan al die GPS-koördinate ook kry. So ja, mens moet versigtig wees. Ons sit alweer in 'n situasie wat ons baie strooping in Suid-Afrika het, veral in KwaZulu-Natal. En jy weet, as ek die verantwoordelikheid het een renoster op te pas, dan sal ek daai een renoster waaroor ek skryf, sal ek hom oppas. In Rietvlei was daar nou 'n kalfie gebore gewees vir die renosters daar, maar weet jy, ek gaan nie oor hom skryf nie, alles sê hoe oulik, al besoek ek hom hoe dikwels, ek sal nie oor hom skryf nie. Ek wil gou vir jou vra oor die jagluiperds, want is luiperds in die algemeen is nie bedreig nie. Dis spesifiek jagluiperds wat bedreig is. Nee, weet jy, ons luiperds is nog meer bedreig en spesifiek in Suid-Afrika het ons 'n paar, hoe kan ek amper sê, ons het 'n paar kroonreservate waar ons die luiperds nog kry. Die luiperds hulle self in Suid-Afrika is bilies.
Sê ek mense kan vir jou verduidelik hoe magnifiek is hierdie luiperds wat daar in die Krugerwildtuin is. Hulle is sterk, groot luiperds. Hulle is van die wonderlikste jagters wat daar natuurlik is ook. Maar ja, luiperds op sigself by ons is ook bedreig en daar word ook baie spesifiek gekyk hoe hulle beskerm kan word. Die grootste bedreiging by ons natuurlik onder die groot katte is die leeu's. Op die oomblik in Suid-Afrika het ons 8500 leeu's wat in wildreservate en reservate is. Daar's 12000 leeu's in aanhouding. Hoe klink daai verskil vir jou? In aanhouding beteken nou die leeuboerdery, die boerdery wat mense met die leeu's boer, vir die een of ander rede dan spesifiek meerendeels spesifiek vir die leeubene wat nog steeds onwettig uitgevoer kan word na China, waar dit deurgegee word as tierbene, want tierbene daar word gekook om 'n sekere soort tierwyn van te maak. En die tierwyn het dan volgens van die mense daar het dit medisinale, kan ek amper sê, voordele vir hulle, wat natuurlik glad nie waar is nie. Ja, Maar nee. ja, so by ons die groot katte, die leeu's is erg bedreig. Jy kan nou dink, koning van die bos, dat daar so min van hulle oor is. 'n Ernstige probleem by ons het is natuurlik in die Krugerwildtuin self, was daar 'n vreeslike groot uitbraak gewees van tuberkulose onder die buffels. Maar dit het oorgegaan na die leeu's toe. En veral aan die noordekant van die wildtuin is daar werklik waar leeu's jou hart breek as jy hulle sien. Hulle is eenvoudig so maar dat hulle ruggraatse knobbels wys. En dit is nou hulle wat so lank al ly ook aan tuberkulose. Jy weet so, hulle is aan die uitsterf en ja, ons sal baie mooier moet begin kyk na ons leeubevolking wat in die reservate is. Ag, Jesus. Dit is nou so slegte nuus wat ons nou hier met mekaar deel. Ek het altyd my herinneringe van die Krugerwildtuin is dat jy dan inkom daar by Krugerhek, het ons altyd ingegaan. En dan is daar dadelik rooi bokkies en kameelperde en zebras. Maar ek begryp, dit gaan ook nie baie goed met kameelperde nie. Kameelperde is daar 'n spesiale groot vereniging in die wêreld wat omsien na hulle. Nou jy sien, dit is 'n verskriklike moeilike dier om te vervoer. Jy kan nou dink om 'n kameelperd op 'n lang sleepvaart te kry. Jy weet so wat op die oomblik die groot mode is en julle daar in Europa is dalk baie bewus daarvan. Die groot mode op die oomblik in bewaring is rewilding. Om dit wat wel daar is, die diere wat oor is, om hulle te kry op plekke waar hulle min is. Maar nou ja, die rewilding van die kameelperde is bitter moeilik, want in die eerste plek om 'n kameelperd te verhoof, daai lange nek, en dan moet hulle nou op daai kniegies wat nou altyd so moet swik, dan moet hulle nou neerval, dan moet hulle op 'n verskriklike groot lang sleepwa gesit word om geneem te word na 'n ander plek toe. Nou rewilding by julle in Europa gaan meerendeels maar oor die wolwe. Om te kan kyk na hoe kan julle weer al die wolwe bevolkings wat daar is, om hulle weer op die regte plekke terug te kry. Nou om wolwe te verdoof en hulle te vervoer is aansienlik makliker. Maar ja, spesifiek dan nou ook as jy nog steeds inkom, kameelperde in die Krugerwildtuin, baie gewild nog steeds. Jy sien hulle oral, maar so let vir my altyd, ek raak so senuweeagtig, want 2 kameelperdbulle wat beklei. Daai sweeps aan die nek so teen mekaar, weet jy, dit is absoluut vir my soos 'n kanonskoot. So ja, ek is maar baie versigtig en kyk, hulle is verskriklik baie, hoe kan ek sê, so 7 bulle is lief om so uit te hang asof hulle nou 'n rampartytjie hou. Jy weet, so hulle gaan nog steeds ook in groepe, so die moontlikheid dat daar so sweepslag kan wees tussen 2 van hulle, spesifiek dan miskien oor territoriale klein geveggies, dit is baie moontlik. Ja, so ek kyk hulle ook maar uit, maar as daar so 7 van hulle by mekaar staan, dan ry ek dalk miskien aan. Waar kom jou belangstelling vandaan in al die natuurdinge? Weet jy, het 'n baie groot liefde daarvoor ontwikkel van my pa. Hy was 'n ouditeur gewees en hy 2 keer 'n jaar het hy reservate kon gaan auditeer. Dan is dit letterlik as daar 'n groot sensus was van die diere.
en dan het hy vir my saamgeneem. In Suid-Afrika, soos wat jy weet, gewoonlik in die winter, dan is dit nou die tye wat jy die wild die beste kan sien. So dan het hy my saamgeneem en dat ek nou so 3 weke gehad dat ek wild saam met hom kon gaan kyk het. As hulle dan nou al die wild getel het, ek moet vir jou sê, hy was ook 'n ouditeur by die Bloemfontein dieretuin en daar was die waardevolste diere was die slange. So ek het ook een keer 'n jaar gegaan as my pa die slange moes gaan tel het met die dieretuin. So ja, saam met hom en aan die hand van hom het ek hierdie liefde ontwikkel. Hy was ook baie lief geweest by die Adde Olifantpark daar naby Port Elizabeth. En ja, daar het hy ook vir my gereeld heen geneem. Dit was die goeie tye toe daar 'n baie bekende olifant daar was, Hapoor. En my pa se groot liefde vir Hapoor sal my altyd bybly. En toe jy joernalis word, het jy spesifiek gesorg daarvoor dat jy meer en meer oor die wildlewe verslag doen, of het dit toevallig nou maar net so gebeur? Ek het 'n fokus gekry in 2016 net toe ek aangesluit het by die Laagvelder Koerant en daar het ek 'n spesifieke, hoe kan ek amper sê, wat ek vir die groter groep, die Caxton groep verslag moes gedoen het oor wat in die Krugerwildtuin en wat dan nou ook in die Laagveld aangaan, maar met 'n spesifieke hoek van bewaring, want dit is waar my hart lê. So ja, daar het ek toe my tande behoorlik geslyp gekry. Ek het daarna gaan werk vir 'n groot organisasie wat julle baie goed ken in Nederland. En Nederland is bekend as Viervoeten. Dit is volpos by ons in Suid-Afrika. Dit is 'n groot dierewelsynsbeskermingsorganisasie wat vanuit Oostenryk baie diere in die wêreld se welsyn bevorder wat spesifiek in sirkusse is, wat diere wat in aanhouding is, soos leeu's en sirkusse, olifante wat in dieretuine is en so aan. En ek kon ook my liefde daar verder uitgeleef het, spesifiek vir bewaring. Maar weet jy weet nou natuurlik, die verslawing wat daar is met skryf. En ek het maar weer besef, ek het net soveel jare oor om te skryf, dat ek moet die meerdere ervaring wat ek nog wil opdoen in bewaring. Ek het dus baie spesifieke belangstelling in klimaatverwarming. En ja, om die twee liefdes ook by mekaar uit te bring, is altyd vir my 'n uitdaging, want dit is so vreemd hulle wel kruispunte het, maar ja, om bekommerd te kan wees oor die aarde, dit is waaroor dit vir my gaan. Wat vir my verskriklik interessant is dat jy dan ook hierdie kennis van jou net so oordra in die fiksie wat jy skryf. Dit wat vir my baie belangrik is, en dit is wat ek in die Laagveld geleer het, is om wildlewe te beskerm, moet jy as 'n joernalis kan uitwys waar is die uitbuiting. Jy moet kan uitwys wat is die misdaad, want dis die probleme wat ons moet oplos om alles behoue te laat bly. So ek het 'n spesifieke fokus op wildlewe misdaad. Ek het 'n spesifieke fokus op wat gaan verkeerd ten opsigte van uitbuiting. En met daai twee fokusse het ek begin spesifieke navorsing doen vir 8 jaar nou al, in terme nie net van renosterstroping of van olifantstroping nie, en dan natuurlik wildlewe diefstal nie. Ek het begin kyk na iets soos bosslaghuise. Nou bosslaghuise, omdat ons in Suid-Afrika so sukkel met die ekonomie, het dit by ons, kan ek sê, aan die rande van baie van die reservate waar gemeenskappe en reservate se bestuur begin bots, is daar geweldig baie lokstrikke, daar's geweldig baie slaghuisters, omdat hierdie tipe van jag het 'n bestaanslewe geword. Baie mense wat werklik waar nie toegang het tot geld nie. En hierdie konflik interesseer my ook. Tussen wat gebeur tussen gemeenskappe, wat gebeur tussen die wildlewe in daai gemeenskappe. En nou praat ek van groter gemeenskappe ook. Ek praat ook van seegemeenskappe. Wat gebeur in terme van perlemoenstroping? Wat gebeur in terme van ons beperkte mariene bronne, soos wat ons kry aan die Weskus, soos wat ons kry naby Hermanus? Wat gebeur in ons seereservate in terme van die Chinese roofskepe wat kom en wat eintlik ons vis wegvat? As ons vis weggevat word, dit weer sulke roofskepe, dan word die hele, hoe kan ek amper sê, die hele natuur word versteur, want dan is daar hierdie groter kringloop wat versteur word. En aan die einde van die dag het die pikkewyne, het hulle minder vis. En die pikkewyne moet verder swem om vis te kry. En as hulle so ver moet swem van die broeikolonies, hulle veilig
in die reservate is, dan word hulle vreeslik maar Solet. 'n Pikkewyn moet deesdae van 'n eiland daar naby Gansbaai 34 km swem. En nou kom die lekker storie wat ek jou kan vertel, wat die veldwagters my daar vertel het. Hulle vertel vir my, net 'n baie vet pikkewyn kan broei. Is dit nou nie 'n lekker ding nie? Net 'n vet pikkewyn kan broei. En nou Ek van sou 'n al goeie die broeier gemaak het. Ja, maar van al hierdie swemmery en die vis wat so met beskikbaar is, met ander woorde, is daar minder kykens ook. Jy weet, so enige plek waar die natuur se kringloop deur wildlewe misdaad of deur uitbuiting, eenvoudig kan ek sê, vir 'n rukkie onderbreek word, gaan iets verkeerd. Daar waar ek as 'n joernalis dit wil uitlig. En ook as 'n skrywer. Ook as 'n skrywer, ek moet vir jou sê wat ek nou sommer vir jou vinnig kan vertel. Die navorsing wat ek op die oomblik doen, ek is klaar met my Laagveld reeks, maar die navorsing wat ek op die oomblik doen, gaan dan ook oor daai plekke waar die natuur kom versteur, want dit gebeur ook. As gevolg van klimaatverwarming het ons op die oomblik op 'n klein plekkie Gansbaai, daar in die Oeverberg, het ons op die oomblik orkas, moordwalvisse, wat vanaf 2016 na hierdie klein dorpie toe gekom het, want die dorpie se grootste inkomste kom as gevolg van haaihokduik. Nou, dis 'n spesifieke plek waar ons geweldig baie wit haie kry, die groot wit haie in Suid-Afrika. En die haaihokduik, met ander woorde, dit is geen romantiese prentjie wat ek nou skets van 'n vakansiebestemming waar jy kan haaihokduik doen nie, want ek is daarteen, want dit is uitbuiting van die wit haie. Nou, hierdie uitbuiting het daartoe gelei dat die orkas gelok is, want dis nou die plek waar hulle die wit haie kan kry, want om die haaihokduik te kan doen, moet hulle die haie lok. Maar nou die orkas gekom en 'n orka vrek oor 'n groot wit haai se lewer. So hulle kom, hulle ruk die lewers uit en die karkasse van die groot wit haie spoel net uit op die strande en Gansbaai se ekonomie het ook daaronder kom ly. Maar as gevolg van dit alles wat gebeur, is daar skielik meer robbe in hierdie gebied. Want die groot wit haai is nie daar om die robbe te vang nie. Die robbe vang meer vis. Ons enigste broeikolonie van 'n spesifieke pikkewyn is in hierdie omgewing. Nou is daar nog minder vis vir die pikkewyne, Solet, as gevolg van die feit dat ons weer eens ingemeng het met die natuur, as gevolg van die feit dat ons geld uit diere wou gemaak het. So die kommersialisering van wildlewe en van marine bronne, dis waaroor ek wil skryf. En my volgende trilogie sal nou daaroor gaan. Wil jy gou iets vertel oor jou Laagveld trilogie? My Laagveld trilogie is 'n opdrag wat ek in 2016 gekry het en jy weet my hart is mos nou maar 'n hart ook dan nou 'n Christenhart. Ja. En daar het ek bekommerd begin raak oor die tuin van Eden. Die tuin van Eden, want die Laagveld is so mooi, die groene daar so mooi. Dit was vir my die tuin van Eden. En ek het gaan kyk wat gebeur hier ten opsigte van spesifiek renosterstroping, maar so net vir my is dit ook waar is die genesing? Waar is die herstel? Ek kan nie bloot net die hele tyd skryf oor goed wat verkeerd gaan nie. En daar het ek afgekom via nou 'n klopie borsake op die renoster weeshuise van die Laagveld. Nou dit is spesifieke mense wat hulle toewy, daar's 3 van hulle in die Laagveld, om te gaan kyk daar waar renoster maas gestroop word, waar daar iets kan verkeerd gaan met die kalfies, om die kalfies te gaan red en om hierdie kalfies dan groot te maak met melk. En 3 van hierdie weeshuise se groter doel was, hulle werk nou al so van toe renosterstroping erg begin word het in 2011, het hulle begin saamwerk om te kyk of daar nie 'n groter droom is nie, hierdie rewilding droom wat nou die trend is om ook te kan inskakel mettertyd om te kyk of die renoster kalfies wat hulle gered het, as hulle in die bomas kom, as hulle in die groter vestings kom, want hierdie mense moes vestings daar gesit het waar hierdie renosters opgepas kan word. Gaan ons een of ander tyd miskien dan renosters kan kry van kalfies wat gered is, wat ons terug kan sit in reservate, en dit het gebeur, Solet. Daai wonderlike storie het ek 2 jaar gelede gaan doen, want 2 sulke kalfies wat gered is, toe hulle maas gestroop is, en ja, hulle het nou al 5 van hulle eie klein goed
het hulle nou in die reservate kon laat uitgaan. So daar is 'n storie van genesing, daar is 'n storie van herstel. En ek wou ook hierdie storie vertel dat ons nie moed kan verloor nie, dat ons hoef nie te stop by daai uitbuiting nie, ons hoef nie te stop by daai misdaad nie, ons moet hierdie eko-krygers, hierdie groen soldate wat daar vir ons moet hulle ook kan ondersteun. Dit is baie waar. En ek sit nou hier en luister met groot oë, want dit klink vir my asof jy baie navorsing doen voor jy begin skryf. Is dit so? So net een van die lekkerste ding by die Renoster weeshuise, die tye wat ek daar gaan kuier, dan het hulle vir my 'n 2 liter Coke bottel gegee waar in die oggend se melk aangemaak is. So die Renoster kalfies kry dan nou nog melk en die melk moet spesifiek, want die Renoster het 'n verskriklike sensitiewe pens. Hulle is nou amper soos 'n perd dat hulle 2 pensies het. So jy moet vreeslik versigtig wees. 'n Renoster kalfie kry verskriklik gou koliek. Dis nou almal amper soos 'n baba sien. So jy moet versigtig wees, maar as hulle nou kom om hierdie bottels te drink, dit is een van die vreemdste goed, 30 sekondes en daai 2 liter Coke bottel is opgedrink. Ja, so ek het die voorreg gehad om met sulke seldsame ervarings welkom te kan wees by plekke waar hierdie groen krygers van ons 'n groot rol speel en om deur persoonlike waarneming eerder te kan skryf as om net na toe te gaan, as om net na kundiges toe te gaan en amper kan ek sê soms tweedehands te moet verneem. So ja, ek het absoluut 'n voorreg gehad om hierdie blootstelling te kon kry, ook in die Kruger, soos jy kan hoor, wat ek praat van die tuberkulose. In die Kruger het ek spesifieke blootstelling gekry aan wat gebeur daar met die renosters van die veldwagters se kant af, om vroeg in die oggend te kan uitgaan met een van die groot klein, ek noem hom soos 'n borrelhelikoptertjie, wat mens op deur die onderkant kan sien as hulle die renosters gaan tel, te kyk of daar iets in die nag gebeur. So aan die Lebombo grenslet was daar verskriklike klomp veldwagters wat vir my 'n week lank genooi het om saam met hulle te gaan, om elke dag te gaan kyk wat doen 'n anti-stropingspan. En baie van my werk is juist nou ook op sulke tye wat ek uitgegaan het saam met spanne, is dit daarop gebaseer. My grootste bederf al die jaar was as ek 'n uitnodiging kry van die K9 span in die Kruger en so oor 8 jaar kon ek gesien het hoe die honde wat met die anti-stropingspanne werk, hoe hierdie honde en hierdie spanne uitgebrei is vanaf oorspronklike honde wat daar was, bythonde en snuffelhonde, tot absoluut unieke honde wat nou uitgeplaas word na die res van Suid-Afrika se reservate om ook daar anti-stropingswerk te gaan doen. 'n Nuwe soort hond wat geteel is. Elveld is so warm, nou julle ken hulle daar in Europa, die bloedhonde met die lang ore. Ja. Nou daai 20 km 'n dag werk, nou hulle is eenvoudig te groot gewees. Hierdie Kruger begin rondspeel met die idee van met watter ander honde kan hulle daar teel, wat dalk net 'n langer area kan gaan, maar dieselfde snoet het, hulle noem dit dieselfde reuksintuig het, om nog steeds 'n stroper te kan opspoor, en hulle het dit toe gekruisdeel met Dobermans. Nou kry jy 'n ligter hond, maar hy het nog steeds hierdie bloedneus snoet, wat hy nog steeds daai werk kan doen. Ja, so vir my is die deurlopendheid en ek kan amper sê die volhoubaarheid wat ek kan skryf om 8 jaar lank nou die anti-strupingshonde te kon dophou en hulle verhaal te kon vertel oor 8 jaar. Weet nie, dit is vir my, dit bly vir my waar eintlik die wens sit om vir mense te vertel, want almal het fondsinsameling nodig. Al hierdie dinge, en hoe meer ons daaroor skryf, hoe groter is ook die bewustheid as iemand skielik moet gaan aanklop aan iemand se deur om dalk weer net miskien 'n bietjie meer geld vir renostermelk te kry, dan voel ek my werk is gedoen. Hoe kom jy by die storie uit? Behalwe nou die navorsing en die goed, hoe besluit jy dan nou, dit is die storie wat ek wil vertel? Kom dit na jou toe in die middel van die nag, of hoe werk dit? Nee, weet jy, alles wat ek doen is uit die hart gebaseer, maar ook uit die journalistiek. So my grootste voorreg in die journalistiek, alhoewel my hart by die omgewingsjournalistiek is, ek was 7 jaar was ek die huisgenoot, ons groot gesinstydskrif se troostante, die ek in die aand van die huisgenoot.
En ek het my hele lewe lank persoonlik nog nooit so ontwikkel soos deur die lesers van die huisgenoot nie. Ek was ook aanlyn gewees op Netwerk 24 waar ons in daai 7 jaar so 4,5 miljoen trefslae gekry het op die raad wat ons gegee het. En ek het al hoe meer bewus geraak op die briewe wat ek gekry het van die vervreemding wat daar tussen mense is. En dit het my hart gebreek. Om te kan sien hoe gesinne uitmekaar uitspat oor sulke groot, maar ook dikwels klein probleme. En dit is vir my waar die basis gelê van die Naveldreeks. Ek wou geskryf het oor iets waaroor ek baie ernstig voel. En dis blaamplasing, blaam en veroordeling in gesinne. Want dis wat ek gesien het in daai jare by die huisgenoot, wat dikwels tussen mense lê in gesinne, is daai veroordeling, daai kritiek, daai blaam wat geplaas word op mense. En ja, toe is dit nou maar soos wat dinge uitwerk. Ek moet gaan verslag doen oor 'n skiettragedies in die Naveld, waar daar natuurlik nog steeds baie jagters is. Dit is natuurlik een van daai dinge wat dikwels gebeur. Die skiettragedie waaroor ek gaan navorsing doen het, na die tyd, hoe werklik was dit? Dit het toe aan die basis gelê van al 3 die boeke. Dit het 'n gesin en 'n groter familie uitmekaar laat span. En hoe het hulle toe nou weer, soos die natuur, by mekaar gekom. So dis die groter kringloop wat daar ook is, hoe die natuur die mense genees. Hulle is almal mense wat die natuur genees het. En ja, deur die natuur te genees, kan ons ook die mens genees. Deur die mens te genees, kan ons ook die natuur genees. Dis pragtig. Wou jy nog altyd skryf? Ek het op 7 van my pa gesê, die ouditeur, dis al wat ek wil doen. En toe ek op 18 nou weer vir hom moet sê wat ek met my lewe wil doen, toe sê hy vir my daai vreeslike gevaarlike woorde wat auditeurs vir mense sê. My ma was 'n boekhouer. Hulle sê vir my, kwantifiseer dit vir my kind. Ek dink, wat beteken hierdie groot woord? Want dit is natuurlik om in syfers te kan sê, jy weet, wat wil jy doen? En ek het gesê, ek wil dit deur verskriklik baie mense gelees word. Ek weet nie of dit te kwantifiseer nie, maar as ek deur baie mense aan die einde van my lewe gelees kon word oor iets wat sin maak. Ag, weet jy Solet, en dat ek die geleentheid gekry het om dit te doen. Ek het nou my 45ste boek uitgegee. Dit is my 3de trilogie. Die ander 2 het ook oor gesinne gegaan en dan ook nou meerendeels ook die skeiding wat daar was in hierdie gesinne. Iets anders wat vir my baie aanspreek van die menslike samelewing vandag is die identiteitsprobleme wat mense het. En die ander 2 boeke het gegaan, die ander 2 trilogieë het gegaan oor hoe om jou identiteit in Jesus te vind, sodat as jy identiteit in hom vind, kom jou identiteit baie reg. Die een het gegaan oor 'n baie interessante ding. Dit het gegaan oor 2 babas wat omgeruil is in 'n hospitaal en dan na verkeerde huise toe gegaan het. En hierdie 2 ma's kom dit agter, maar hulle besluit om daaroor stil te bly. Dit wil sê hierdie 2 kinders het eintlik identiteite gekry wat nie hulle sin was nie. En hulle vind dit later in hulle lewens uit. En toe nou die verwarring wat daar bestaan. Wie is ek? Die ander een het weer gegaan oor 'n tweeling wat geskei is by geboorte. En hulle 2 lewe met daai gemis hulle hele lewe, maar hulle weet nie, hulle was elkeen een van die tweeling nie. En die ma het op die einde van die dag met die waarheid uitgekom. Hulle het hulle ma gevind in die identiteitsprobleme by mekaar gekom. Maar die groter vraag van wie is ek? Dit is ook iets waaroor ek skryf. Kan jy nog 'n eerste boek onthou wat jy gepubliseer het? Dit was in 1994 gewees en dit is nou net die jaar gewees toe die Suid-Afrikaanse vrou ook nou 'n bietjie meer bevry is en Afrikaans ook bevry is. Dit was die jaar van die groot bevryding vir ons op soveel gebiede. So weet, en iemand het my toe gevra, ek het in 1981 al begin publiseer, verhale, kort verhale, saamgestelde bundels en so. En ja, toe Perskor my genader om vir hulle 'n boek te skryf en wat hulle genoem het 'n reeks wat hulle wil hê, so 'n bietjie meer stoomliefdesverhale moet vertel. Was dit Celia gewees?
Dit was Cecilia Brits gewees, ja. Ja. En sy het vir my gevra of ek dit wil publiseer en ek het gesê ja. En ja, ek het begin met 'n titel Vlam van Verrukking, wat 'n boek was wat 'n heldin, en dis waar dit ook eintlik begin het. Dis 'n heldin wat baie ontsteld was oor die feit dat hulle lipstiffies uitprobeer op die pense van Bobojane. So alhoewel dit 'n liefdesverhaal was dit iets wat sy teen beklei het, en toe nou in hierdie groter geveg, toe was daar nou 'n liefde wat oor haar pad gekom het. Ek probeer dikwels dinge net een keer en ek het toe nou nie aangegaan om die meer stomende romans te skryf nie. Toe het ons nog nie in Afrikaans wat hulle genoem het megaboeke gehad nie. Nou 'n megaboek is nou wat ons in Engels sal noem, is gewoon maar net die dikker bestsellers. Maar ons het toe in Afrikaanse vreemde ook al is vandag gekling. Ons het nog nie slaphandboeke gehad wat meer as 500 bladsye gehad het nie. Ons het skaars slaphandboeke in Afrikaans gehad, so hoe vreemd dit ook al klink. En ja, hulle het dit toe Billy-boeke genoem. Dit was my vreemde naam, maar ons was die 3 skrywers opdrag gekry het om nou hierdie dikker slaphandboeke in Afrikaans te skryf. En daar het ek toe begin met my eerste boek oor 3 vroue wat toe nou ook uitgebuit is en hulle vervang. Die tweede deel van hierdie gesprek is op my Patreon blad. Moet dit nie misloop nie, gaan maak 'n draai op my Patreon blad. Word lid en luister hoe Elise se entoesiasme jou ook kan inspireer vir die toekoms.